Hartlik goeie dag, ek groet u in Jesus se lieflike naam, ons koning, ons verlosser en ons Here. Kom ons maak ons harte stil, voordat ons wegspring met die 4de videoetjie, aangaande die bestudering van kommentare, Horai Apocalypticae, volume 1, of volume 1. Ons maak ons harte stil. Hemelvader, dankie vir die voorreg wat ons het, om weer eens stil te kan staan, by die kommentaar aangaande Openbaring en die gedagtes en idees wat u lewend gemaak het en geopenbaar het aan 'n man lank terug. En soos wat ons rondom die tafel sit in hierdie bespreking, vra ons dat u Heilige Gees in Jesus lieflike naam vir ons ook sal openbaar dit wat u aan hierdie man geopenbaar het. Dankie Here dat ons dit kan vra in Jesus naam. Amen. Nou ja, uit die aard van die saak, Voordat ons wegspring, moet ek net sê, ons het laas gestop by hierdie twee aspekte wat IBL het gesê, hoorie so, ons sal moet aandag hieraan gee. Uit daardie aspekte mag daar dalk vragies gekom het, alhoewel hy verseker is dat die vraag beantwoord is, het hy toch nou begin uitbrei oor hierdie aspekte. So waaroor gaan dit net so vinnig? Onthou, hy die onderwerp ingebring van infidelity in sy tyd en dag. Mense glo nie dat die skrifte geïnspireer is nie, en in sy poging om Openbaring te bestudeer en te bewys as dat dit vervul is of nie vervul is nie, of wat ook al die saak mag gewees het hy ontdek dat selfs Openbaring, die moeilikste boek wat daar is, bewys actually die teendeel dat dit is geïnspireer. So hy het infidelity na die tafel toe gebring. En hy het die 4 kriteria's van Mr. Greg aangehaal, dat hy het geen probleem om daai kriteria's te ondersoek en in te trek by sy ondersoeke nie, en dit te gebruik om te sê, maar kyk, die Openbaring is inderdaad 'n profetiese boek en is God geïnspireerd gewees. En so van daaraf het hy toe nou maar gesê, hierdie twee aspekte wat ek al reeds genoem het, dat daar spesifieke voorspellings moet wees, en dit is nie vaag nie, dat dit kan so bietjie onder oog geneem word, en dat die vervulling van daardie spesifieke voorspellings moet ook definitief duidelik wees. En as daai twee elemente van die 4 eienskappe of kenmerke wat Mr. Craig gegee het in vervulling geplaas kan word of bewys kan word dat dit ook afgemerk kan word, dan het ons nie meer 'n probleem nie, dan behoort daar nie meer 'n diskresie te wees of Openbaring gees geïnspireerd is, en dan uit die hart van die saak, as die moeilikste boek gees geïnspireerd is, dan ook al die ander nie. So dit was waarmee hy besig was, en hy het by hierdie gedagte uitgekom. Maar nou gaan hy, en hy wil graag bietjie uitbrei daaroor, en dit is waarmee ons nou voortgaan. Hy sê, let me be permitted on this point. I mean in regard of my a priori apocalyptic anticipations. So hier bring hy nou sy voorafgaande verwagtinge wat hy gehad het ten opsigte van die boek Openbaring, toe hy, of voordat hy sy navorsing begin doen het. A priori apocalyptic anticipations, en is syne. Voordat hy begin studeer het, het hy idees en gedagtes gehad en vereistes in sy hart gehad. Hy het 'n klomp dinge in sy hart gehad voor en tydens hy die ondersoek van die Openbaring ingestel het. So hy sê, let me be permitted. Laat my net toe asseblief on this point. In ander woorde, die punt van die infidelity en die 4 eienskappe wat ingebring is ensovoorts. To restate substantially, met ander woorde uitdruklik, what I stated respecting them, my anticipations, without any thought in my mind of Mr. Greg, towards the close of my history of apocalyptic interpretation. En dan het hy vir ons 'n klein kommentaartjie daarso. So antwoorde, hy sê in die afdeling van wat hy alreeds geskryf het, History of Apocalyptic Interpretation, het hy daar gestel, sonder dat Mr. Greg in sy gedagtes was, sonder dat die 4 eienskappe deur Mr. Greg in sy gedagtes opgebring was, het hy alreeds in sy vooropgestelde verwagtinge van Openbaring daai dinge in sy hart gehad, en as ons nou gaan afgaan na die nommer 1 toe, dan sê hy, dit het hy alreeds breedvoerig uitgelê in volume 4, as die Here wil, sal ons op uitkom, bladsy
558. En nou gee hy vir ons 'n kort verduideliking van wat daar aan die gang is. So kom ons lees gou-gou, en ek moet eerlik wees, in die voorbereiding om hierdie videoetjie op te neem, het ek net gesien, hierdie man het nogal diepgaande gedagtes, en ek dink teen die 5de keer en vervul met die Gees, kan 'n ou nogal baie diep en verrykende gedagtes beknop stel, en dis presies wat hy gedoen het, so dit het my 'n rukkie gevat om hierdie, om mooi agter die kap van die byl te kom wat hy probeer sê hierso. Maar kom ons kyk. Hier op sommender wys sê hy nou wat hy basies in daai gedeelte gesê het. Struck with the manner in which respectable previous expositors had most unsatisfactorily referred not a few of the more important figurations of the apocalypse to quite different historic eras and events, I saw it is there observed, met ander woorde bladsy 558, that this had arisen from there alike one and all, assigning a vague, indefinite meaning to the prophetic symbols. So hy sê toe hy die navorsing begin het, en dit het hy nou geskryf in daai afdeling breedvoerig, wat julle kan gaan lees, as julle die boeke het, of ons sal iewers daarby uitkom, maar het is 2-3 bladsye ekstra, wat ek nie nou in hierdie video gaan inwerk nie, maar hy sê basies daarso, dat vorige verklaarders van Openbaring het onbevredigend verwys na die simboliese, ekskuus, daai is bietjie skeef, na die simboliese profeseë van Openbaring, dat het verwys na verskillende eras toe. En in hierdie poging van hulle, het hulle eintlik 'n baie nie definitiewe betekenis aan die profetiese simbool geheg nie, wat dan uit die aard van die saak hierdie vereiste van dat dit spesifiek moet wees in voorspelling, en dit moet spesifiek en definitief wees in vervulling, nie dan aan voldoen nie. Maar in elk geval, hy sê dit gevind, dat hierdie mense sulke goeders gedoen het, en dit het hom regtig, hoe kan ek sê, gekwel. Maar nou gaan hy voort, whether on principle, mistaken principle, met ander woorde, of het nou is, dat daar een of ander beginsel is, wat hulle gelei het, 'n verkeerde beginsel, het hulle dit gedoen, en hy sê, that's the case in some, or from ignorance, en daarby sê hy, van hulle het uit onkunde dit gedoen, en ander out of want of discernment, so, daar met ander woorde, dalk nie vervul met die Gees nie, dalk nie toegewyd aan die studie soos wat hulle moet wees nie, dalk nie die hulp van die Here soos wat hulle moet hê nie, onderskeidingsvermoë het ontbreek, regte beginsels het ontbreek, kennis het ontbreek, en daarom het hulle 'n baie of nie definitiewe betekenis geheg aan die profetiese simbole nie. En dis wat hy gevind het. Nou sê hy, whereas, en in teenstrydigheid met die volgende gedagte wat hy bring, whereas, on the hypothesis of the apocalypse being indeed a divinely inspired prophecy, met ander woorde, daar is 'n teorie daar buite, wat juis in hierdie poging van hom verkeerd bewys is, en verkeerd bewys sou word, dat Openbaring God geïnspireerd is. Onthou, die skeptiese ouens het gesê, nee, dis net 'n teorie, dis nie bewys nie. So hy sê, whereas on the hypothesis of the apocalypse being indeed a divinely inspired prophecy of the things that were to come to pass in the histories of the church and the world from after the time of St. John, two characteristics, as it seemed to me, might undoubtedly be expected to attach to its sacred prefigurations. Met ander woorde, wat hy basies sê is, dis vir hom baie vreemd dat die vorige verklaarders so 'n onduidelike definisie of betekenis aan die simbole geheg het, terwyl die teorie eintlik sê, jy weet, die geloof en die oortuiging daar was, dat Openbaring 'n Gees geïnspireerde boek is. Kon hy nou nie verstaan, as dit die geval is, en daar hierdie verwagting is, dat dit 'n geesvervulde boek, 'n gees geïnspireerde boek is, hoe kan hulle dan met so 'n onduidelike verklaring by hierdie boek uitkom? Wat dan nou juist die skeptiese ouens, ek wil half sê, ammunisie gee om te sê, kyk, dis so onduidelik soos nog iets, hoe kan dit dan 'n gees geïnspireerde boek wees? Maar in elk geval, hy sê dit staan in stryd met mekaar. Verklaarders kan nie betekenisse heg
aan 'n boek waar daar beweer word dat hy 'n gees-geïnspireerde boek is nie. Dit kan nie in voorspelling en vervulling vaag wees nie. Ons het die verwagting dat dit moet presies en spesifiek wees as dit 'n gees-geïnspireerde boek is. Maar nou gaan hy en hy gaan voort. Hy sê expected to attach to its sacred prefigurations, daai simboliese profesie. The one that the eras and events selected for preconfiguration would be those of greatest importance in the subsequent history of Christendom, and the other that the prophetic pictures of such events and eras would in each case, more especially if expressed much in detail, be so specific and definite as to be applicable perfectly and accurately to those eras and events alone. So hier is die verwagting, hy brei nou bietjie mooi uit oor die verwagting wat 'n mens sal plaas aan so 'n simboliese, God geïnspireerde boek. Die eras of die tydperke en die gebeure wat God gekies het om deur middel van simbole uit te wys, sal natuurlik dan die tydperke en gebeure wees wat die belangrikste sal wees vir die geskiedenis van die kerk. En die ander verwagting wat 'n mens koppel aan hierdie God geïnspireerde boek is dat die profetiese beelde van sulke gebeure en tydperke in elke geval spesifiek en definitief presies of perfek en akkuraat pas by daai tydperke en gebeure. En hierso is 'n baie belangrike woord, alleenlik. Wat hy basies sê in 'n neutedop is, as ons sê 'n God geïnspireerde boek is daar, soos Openbaring, dan moet die dinge wat voorspel word baie duidelik wees, al is dit in simbolisme, en die vervulling daarvan moet duidelik en presies wees. Dis die verwagting wat 'n mens koppel daaraan. Nou kom die verklaarders, die vorige verklaarders, uit onkunde of uit wat ook al daar mag wees wat vroeër genoem is, en gee 'n onduidelike betekenis aan die profesie, die simbole, en 'n onduidelikheid of daar enige vervulling is daaraan. Kom ons gaan voort. Would it not be so in the descriptions and or picturings retrospectively of such a subject by any superior artist or historian? Baie goeie vraag wat E.B. Elliott hier vra. Hy sê, kom ons kyk net vir 'n oomblik na die sekulêre omgewing waar daar 'n kunstenaar is wat dalk iets verf. En ons weet dat kunstenaars uit hulle verwery of hulle gedigte of hulle geskiedenis kom hulle en hulle gebruik sekere tegnieke, sekere woorde, sekere beelde, sekere beginsels en reëls om deur middel, byvoorbeeld, kom ons vat 'n verwer van verfkuns uit te beeld dit wat sy boodskap is. 'n Boodskap van depressie teken hy nou so met hierdie spesifieke milieu en prentjies en tegnieke. 'n Boodskap van vreugde teken hy so, en met elke liewe prentjie het hy spesifiek gaan uitkies wat hy wil gebruik om dit uit te beeld, en dit beeld presies die boodskap uit wat hy graag wil. Hy sê by mense werk dit so. How much more so then in anticipative figurings by the eternal omniscient Spirit of God. Hy sê as dit so by mense is, dat 'n simbool 'n betekenis verteenwoordig en 'n baie duidelike boodskap oordra by mense, hoeveel te meer nie by God wat daai mense geskep het om so iets te kan doen nie. Hoeveel te meer is God nie 'n kunstenaar om sy simboliese profesie presies in die regte soort simbole voor te hou van en dat dit daai verwagte tydperke en gebeure wat nog moet kom verteenwoordig en toelig en verklaar dat so 'n tipe tydperk kom, en dat daai tydperk en gebeure se milieu en dinge wat daar plaasvind gaan presies so in lyn val met wat die simboliese profesie regtig wat die simboliese profesie uitbeeld. Nou gaan hy voort en hy sê
Hence I add a deep persuasion in my mind as I proceeded. Hierdie man was diep oortuig gewees in sy hart. Waarvan? As I proceeded, toe hy wegspring met die ondersoeke van Openbaring en of dit vervul is of nie vervul is nie. Of the duty of noting most carefully every single point and peculiarity. So nou kom ons hier, hy kom hier en hy bring nou in gedagte al daai 4 eienskappe en daai 2 wat hy uitgelig het van die presiese vervulling en die presiese die duidelike voorspelling, die presiese verhouding. Hy bring dit alles nou bymekaar en hy sê omdat hierdie dinge so is en omdat daar hierdie vaagheid is en omdat daar hierdie verwagting is op hierdie profeseë om sulke kenmerke te kan aan voldoen, het hy presies en hy het deeglik onder ernstige oortuiging elke profetiese simbool het hy gaan nota van neem. And of sparing no pains in the investigation of whatever might possibly elucidate them. So hy het noukeurige aandag gegee op elke vreemde aspek van die simboliese profeseë. Hy het die simbool gaan bekyk, hy het die simboliese profeseë geondersoek en uitmekaar uitgetrek en sê, wat is hierdie profesie? Waaruit bestaan hy? En hy het alles moontlik probeer in sy ondersoek om dit te verklaar in hierdie boek of boeke, volumes, wat hy dan nou geskryf het. Nou gaan hy voort. And then as a result of researches so conducted, it is observed further that the evidence hence arising of fulfillment, so hy sê daar het bewyse uitgekom nadat hy die ondersoeke gedoen het op grond van hierdie ernstig kritiese benadering. Further that the evidence hence arising of fulfillment, met ander woorde specific historic fulfillment. Wanneer jy na die profesie kyk, dan kan jy sien in die geskiedenis dat van hierdie profeseë is al reeds in vervulling. En dan gaan hy voort, evidence of prediction after prediction was altogether beyond, baie belangrik, beyond what I had even hoped. Indeed, such as often to astonish me. Wow, liewe gemeente, liewe vriend, wie ook al u is wat luister, is dit nie wonderlik dat 'n mens uit die mond of uit die pen van 'n man wat al vir die 5de keer deur sy werk gaan en hierdie dinge oordink en bedink en teruggaan en kyk maar waar het ek begin en waar het ek geëindig, dat die bewyse wat hy gekry het, die ontdekkings wat hy gekry het, dat die simboliese profeseë wat praat van 'n tydperk wat voor lê vir die kerk en die wêreld, presies so alreeds in geskiedenis vervul is. Nou, by hierdie punt moet ek sê, hy bedoel nie alles van Openbaring is sal vervul nie. Onthou, hy is nie 'n preteris nie, hy is 'n historikus. Met ander woorde, progressief het dinge al in vervulling gekom en teen die 1800s wat hy die dinge ondersoek en geskryf het, het hy gevind dat baie van Openbaring se simboliese profeseë is alreeds vervul. En dit was nie, eintlik was dit nie vaag voorgelê dat dit is 'n voorspelling nie, en in sy vervulling is dit in vergelyking met die simboliese profesie ook nie vaag nie. Dis wat hy sê, dit het hom so verbaas dat hierdie dinge in werklikheid eintlik gebeur het, net soos wat die Here dit vooraf voorspel het. En ek gaan laat ons hierso stop, want hierdie is 'n baie kosbare eindgedagte, en al wat E.B. Elliott op die einde van die dag hierby uitkom, is dat die boek van Openbaring en die hele Bybel is God geïnspireer. En sy voorspellings en simbole is nie vaag nie, dis presies. En sy vervulling in geskiedenis, dit wat wel al vervul is nie vaag nie, dis presies. En sy boek wys dit uit met bewyse en verduidelikings en verklarings en bronne. So hy gaan breedvoerig in hierdie siening in. Hy gaan breedvoerig in die feit dat Openbaring progressief in vervulling getree het alreeds van die
dag wat dit gegee is, en dit wat nog oor is, sal in die toekoms plaasvind. Jy moet 'n geseënde dag hê. Totsiens.